Ons lees vandag Romeine 14, vers 13 tot 19. Daarom, kom ons veroordeel mekaar nie meer nie. Maak dit eerder julle voorneme om nie vir julle broer 'n rede tot aanstoot of struikeling te verskaf nie. Ek weet, ja, ek is in die Here Jesus daarvan oortuig, dat niks van self onrein is nie. As iemand egter iets as onrein beskou, dan is dit vir hom onrein. As jy jou broer aanstoot gee deur wat jy eet, handel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, ten gronde laat gaan nie. Moenie toelaat dat die goeie wat daar by julle is, 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wie Christus op hierdie manier dien, is aanneemlik vir God en aanvaarbaar by die mense. Kom ons streef dan na die dinge wat die onderlinge vrede en mekaar se opbou bevorder. Ons praat vandag oor die begrip die koninkryk van God. Volgens die evangelies begin Jesus se boodskap na die wêreld toe soos volg: Die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Dit lees ons in Markus 1 vers 15. Maar ons lees ook: Van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. In Matteus 3 vers 17. So, Jesus nooi ons om saam met hom in sy koninkryk te kom lewe. Koninkryk het naby ons gekom. Ek wil vanoggend hierdie nuwe lewe probeer verduidelik met 'n metafoor waarmee ek hoop ons die lewe in die koninkryk makliker sal kan onthou. Die prentjie wat deurlopend op die skerm gebruik word, wil sê, ons wat Jesus volg, is elke oomblik besig om God aan die ander bekend te stel. Hoe ons lewe is 'n manier om sy wil, hoe ons almal moet lewe, voor te stel. So ander mense moet hom sien in ons gedrag. Wanneer hulle dit sien, wanneer hulle ons sien, moet hulle God sien. God het ons verskillend geskep en ons verstaan van hom is ook soms verskillend. En daarom staan daar 3 pionne, elkeen van hulle 'n ander kleur, die 3 primêre kleure voor die spieël. Saam vorm hulle nou simbolies al die kleure van die reënboog of spektrum. In ander woorde, saam wys ons as mense vir die wêreld hoe God lyk. En dit sien hulle in die vorm van die koning wat in die spieël is. Nou wat bedoel Jesus as hy dit so stel? Wat bedoel hy met hierdie woord die koninkryk? Hy sê vir die mense: Hou my dop, kyk en volg my voorbeeld. Wat ek vir julle gaan demonstreer, dit is waaroor die lewe regtig gaan. En ek wil jou nooi om saam met my te kom lewe. Dit is die manier waarop jy waarlik gelukkig gaan lewe. Ja, daar's geen ander manier as dit nie. So waarna verwys hierdie koninkryk? Is dit 'n plek? Want ons ken die woord koninkryk as 'n plek. Ja, want dit gebeur nie in 'n lugleegte nie. Dit gebeur hier waar ons woon, hier waar ons lewe, dis hier waar ons ons gedrag wys. Maar ook nee, want dit gaan oor meer, dit gaan eintlik soort van oor 'n heerskappy. Daarom oorskry dit ook aardse grense en definisies. Dis nie net gebonde aan een plek nie, maar dit gebeur oral. So om te sê, die koninkryk het naby gekom, beteken God se heerskappy begin oral 'n werklikheid word. Dit is sigbaar oral waar mense gehoorsaam aan hom lewe. En daarom herhaal ek, Jesus roep ons nie net om in hom te glo nie. Dis nie net 'n kopbesluit nie, maar om saam met hom te lewe. En dit beteken, ek volg God se leiding in my lewe, ek maak nie my eie besluite nie.
Nou as jy dit vreemd vind, kom ons lees 2 Korintiërs 10 vers 5. Daar staan, ons neem elke gedagte wat ons het, gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons moet alles wat ons dink, eers by hom toets. Dit wil sê, my hele lewe behoort aan hom. In alles soek ek eerstens sy wil. Dis hoe dit in die koninkryk moet wees. Nou daar is 'n groot ironie in ons lewens. Ons is bang om ons lewens aan God oor te gee, want ons wil nie beheer oor ons lewens verloor nie. Ons is versigtig, ons wil nie slawe word nie. Maar eintlik is ons reeds slawe. Ons is slawe van ons wêreldse patrone, die samelewing se patrone. Byvoorbeeld, ons moet werk toe gaan, ons het nie 'n keuse nie. Ons lewe hier volgens kultuurgebruike, ons doen dinge soos almal saam dit doen. Of ons leef binne gesinne. Binne gesin moet ek doen wat goed is vir die gesin, nie net wat vir my alleen goed is nie. Sien, ons is reeds binne sisteme wat vra dat ons soms iets van onsself moet prysgee. Is dit 'n probleem? Nee, glad nie. God wil ook nie hê dat ons die samelewing se sisteme in kompetisie met hom moet sien nie. Hy sê net, as ons by hom begin, as ons verstaan hoe hy ons as mense gelukkig kan maak, dan sal ons ook vreugde vind in al ons doen en late op die aarde. Hiermee wil God vir ons hoop gee, wanneer die wêreld en sy druk op ons gespanne maak. Om Jesus te volg, is om waarlik vry te word. Hoe kan ons die koninkryk van God nou die beste beskryf? Miskien moet ons dit so eenvoudig moontlik hou deur te sê, dit is 'n manier van lewe. Die koninkryk word sigbaar wanneer volgelinge van Jesus begin leef soos wat hy vra. Kom ons dink nou aan ons gewone aardse kulture. Kan ons hulle uitken? Kan jy aan iets uitken waarna dit verwys? Kom ons vat 'n kans. Ek gaan 'n paar foto's wys. Mense in hulle tradisionele nasionale drag. Wie is hierdie eerste groep? Wie sal jy sê? Die tweede groep. Mense kan partykeer deur mekaar ook raak. Verskillende kulture lyk soms dieselfde. Die derde groep en die vierde groep. Nou is die vraag, hoe gaan ons uitgeken word? Vir navolgers van Jesus word daar gevra, bekeer julle en dra vrugte wat by die bekering pas. Wat is hierdie vrugte? Soms is daar voor die hand liggende voorskrifte, maar ander kere gaan dit baie fyn onderskeiding vra om te weet, wat is regtig van God en wat is deur ons mense uitgedink. So daarom is dit so absoluut noodsaaklik dat ons onderskeiding moet toepas, geestelike onderskeiding. Filippense 1 vers 9 sê Paulus, ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van die geregtigheid deur Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God. Ons fokusteks het ook min of meer hier na dit verwys. In Matteus 7 vers 21 staan daar, nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Wat is die versoeking waarin navolgers van Jesus kan val? Die versoeking is eenvoudig, ons kan goeie werke verwar met God se werke. Dit het in Jesus se tyd ook gebeur. As hy dan vir mense sê, dit help nie net om die regte woorde oor God te kan sê nie, jy moet die regte dinge doen. Nou, in aansluiting by ons fokusteks, wil ek afsluit met 'n saak wat my baie verontrus hier binne in my siel. Ek is so ontsteld op 'n manier oor dit, nie lekker vrede kan kry in my gedagtes en in my hart nie. En ek het baie gewonder of ek dit moet aanraak in so 'n erediens of in 'n preek. Maar ek waag dit vandag. Ek glo regtig, dit is al die navolgers van Jesus se verantwoordelikheid om baie diep hieroor te dink en daarom noem ek dit. Ek gebruik Solidariteit, AfriForum, Helpende Hand,
daardie bondel van organisasies jy wil, as 'n voorbeeld van hoe moeilik dit vir ons is om te onderskei tussen goeie mense se werke en wat God beskou as goeie werke. Nou wil ek beklemtoon dat ek regtig waardering en respek het vir die goeie dinge wat die organisasie of organisasies doen. En ek wil nie hier betoog dat hulle daarmee moet ophou nie. Maar tog voel dit regtig onstuimig hier binne in my, omdat ek ook ervaar dat in breër Suid-Afrikaanse verband daar moontlik ook groot skade deur hulle gedoen kan word. Luister asseblief nou mooi as ek verduidelik, en as jy met my hieroor wil praat, as jy verskriklik baie welkom, kontak my, dan kom drink ek koffie saam met jou en ons soek saam na God se wil. Goed, ek glo die organisasie se vertrekpunte kom uit die woord uit. Met ander woorde, dat dit navolgers van Jesus is, wat oortuig is dat hulle mense moet help, omdat Jesus dit vra. En daarmee het ek natuurlik geen probleem nie. Nou wat is dan nou die probleem? Die feit dat die hulp slegs aan 'n spesifieke kultuurgroep, naamlik wit Afrikaners, gegee word. Veral gegeewe die multikulturele konteks van Suid-Afrika met ons voorafgeskiedenis van apartheid. Nou, hierdie groep verdedig hulle optrede deur daarop te wys dat daar na hulle mening gediskrimineer word teen wit Afrikaners. En hulle haal ook die grondwet aan dat dit hulle reg is om hulle kultuurgroep te help. Volgens die aardse reëls wat erkenning gee aan individuele en groepsregte, is daar dan ook hiermee geen fout te vind nie. En tog bly iets my pla as ek in die Bybel lees dat die leefstyl in die koninkryk die leefstyl van die aarde moet oorskry. Dit moet iets meer wees as net die aardse. Jesus waarsku ons dat aardse reëls misleidend kan wees. Ons het dit gesien in Petrus en Kornelius byvoorbeeld. Hy beklemtoon dat die koninkrykse reëls inklusief is, nie eksklusief nie. En dat dit baie meer opoffering van ons vra, van ons as sy navolgers. Hy vra dat ons vir ander sal doen wat ons wil hê hulle aan ons moet doen. Hy vra dat ons ekstra myle met mense sal loop wat anders as ons is en moeilike dinge van ons sal vra. Maar wat gebeur op die oomblik? Die woorde en die dade van die organisasie verdeel Suid-Afrikaners, so lyk dit, weer in rasgroepe. Daar word gedink en gedoen in terme van wit en swart kultuurgroepe. Ironies genoeg maak hulle beswaar op plakate dat ons in die mees rasgebaseerde land ter wêreld woon, maar hulle baseer ook hulle dade op 'n rasse-definisie. Ek kan nie regtig vrede in my hart kry dat dit die groter geheel van ons land bevorder nie. Wat waarskynlik meer nodig is om die groter komplekse geheel te kan sien en te bedien. En ek voel aan, dit is waarna toe God ons nooi. Hoe wonderlik sou dit wees as dieselfde energie en bronne aangewend kon word vir 'n groter Suid-Afrika en nie net vir 'n deel van Suid-Afrika nie. In Onse Vader gebed sê Jesus, ons moet soos volg bid. Ons Vader, laat U naam geheilig word, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Met ander woorde, hier op aarde moet ons, die navolgers van Jesus, begin lewe asof ons volledig in die hemel reeds is. Die hemelse reëls geld nou al vir ons. En daarom moet ons fyn onderskei tussen dade wat vir ons goed lyk en dade wat vir God goed is. In die koninkryk van God het ons reeds gesê is daar te gelyk duidelike voorskrifte hoe ons moet lewe, maar daar is ook baie grys areas wat vra dat ons nou diep sal dink voor ons optree.
Nie elke besluit is maar net 'n keuse tussen dit of dat nie, maar daar's tussenin baie opsies. Mag God ons wysheid gee om altyd getrou te doen wat hy wil. Want dit is immers in sy koninkryk waarin ons ingenooi word om saam met hom te lewe.